jare, besoekers, familie, wil julle almal welkom heet by ons 64-jarige 6-1 meg Kransweg. Net seker maak jy dit, wacht. Ons gaan nou van die kooldienst vra om ons die geleentheid oor wat ons gebed. Onze Vader, eindelijk middag. Ons dankie vir vandag, vir die son wat so mooi skyn op ons. We bring with us today memories of loved ones, lost loved ones, memories that we bring back from times of war. And so as we're here today to remember and perhaps to celebrate 46 years of living despite, will you bless this place? Will you bless each person here and those that we remember? In your precious name. Amen. The veteran, for the pipers to players, Sari Marie, Parade Sergeant Major Albert Dodges, brought you guys into a squad. Thank you, pipers. Militaire veterane se jaarlikse okasie by die Voortrekkerhoogte by te woon. Die rede hoekom ek daar was, ons al drie, was Anthony Ayton Bogart, soos julle weet, sy naam was uiteindelik op die muur of remembrance gesit. Vir ons almal was dit 'n baie groot oomblik en ek wil van die geleentheid gebruik maak om Andrew, om jou spesifiek te sê dankie. I gave up on that fight. Jy het vasgebyt soos 'n bull terrier en met die hulp van generaal Tony Savages wat kommandant was in ons tyd, die laaste jaar 80, die bevelvoerder van Wansai was, het hulle dit reg gekry om Anthony se naam op te sit. Nou, dis seker die beste militêre parade so geleentheid wat ek in my lewe bygewoon het. Die georganiseerdheid van die hele military veterans, van die aankoms, die hele situasie, die oorvlieg van vliegtuie, die hele storie, sitplekke, was fantasties. Wie was die master of ceremonies nou weer? Rusty Hicks. Nee. That's good. Die ou wat op televisie Ja, is. good. Arnold Geerts. Ja, Arnold Geerts, luister, ek het goed van jou nie. Dit was absoluut fantasties. En wat amazing was, hy het reg in die begin, toe praat hy oor, dit is nou sy 9de jaar wat hy dit doen, en hy wil graag die volgende jaar doen, maar dit soek sy groen baadjie. Okay? En in elk geval, hy maak toe melding, dat Anthony sy naam daar is. Wat ek nie geweet het nie, Anthony sy 2 susters, wat nog lewe, was in die squad. Andrew het op stadium vir my dit genoem, en wow. En toe ek het my hand opgesteek en sê dat ek sal 'n wreath gaan lei namens Anthony, want hy was in my peloton. En toe ek opstaan, toe kyk ek vir Andrew en ek wys hom dat hy saam gaan. En toe hy by my kom, toe sê ek, wat is die
toe susters hier en hy sê ja, toe so kyk, dis daar 2 sulke pils wat vir ons baat. Toe gaan ons en ons vat hulle in die hand en ons vat hulle saam. Dit was 'n ongelooflike oomblik, né? Die amazingness vir hulle en die closure wat hulle kon kry van die seremonie en ons het die wreath gelei. So ons wil net daai terugvoer vir julle gee. Dit was ongelooflik fantasties en so vandag is dit ook in daai gees wat ons vandag wil doen. So wat nou gaan gebeur is op die program, Paul gaan ons adresseer uit 'n boodskap op sy hart wat hy met ons wil deel. Dan gaan Te begin die son. Ek sweet maklik hoor. Ek is old school, ek vat maar 'n papiertjie om van te lees. Ek sien Andrew doen dit ook van die selfoon af. Ek kan nie. Nog nie. Ja, die 10de Junie 1980 en ons is vandag 3 Junie 2026, 46 jaar. And here we stand again as brothers. Waar ek al voorheen by sulke geleenthede gepraat het, die van julle wat daar was, sal heel waarskynlik my woord vir woord kan volg, maar vir die wat nie daar was nie, al die besoekers. This parade serves to commemorate the soldiers who participated in Operation Skeptic, Smoke-Shell as we know it, one of the largest cross-border military operations conducted by the South African Defence Force during the border war since World War II, sorry. Ek wil julle nie lank besig hou nie, maar bly so 'n paar oomblikies hier by my. Die agtergrond van Operasie Skeptic was op 10 Junie geloods oor 'n wye front in Angola. Maar ons spesifieke doelwit was om plan, as ek nou vir julle sê, plan People's Liberation Army of Namibia, wat eintlik verband was uit Namibia, se basiskompleks by Siafua te ontwrig. Dit was in die suidelike deel van Angola. Die operasie het deel gevorm van Suid-Afrika se breër teen-aggressie poging as reaksie op die guerrilla aktiwiteite wat plan en SWAPO uitgevoer het. Session-Meg, en soos julle almal weet, Session-Meg, party mense weet nie eers hulle was in Session-Meg nie. Session-Meg is 'n saamgestelde bataljon wat bestaan uit panser, artillerie, infantrie, mod-infantrie, meg-infantrie, kokke, tiffies, lugmag. Daar was parabats toegedeel aan Session. Hulle van die parabats weet nie eers hulle is daai tydperk wat hulle toegedeel is aan Session. Deur die betaloffisier van Session betaal nie. Maar dit het so gebeur. Dit is 'n saamgestelde mag. Ons moes die hoofdoel wat KFL was, wat hulle Smoke-Shell genoem het en ons praat van Smoke-Shell, moes ons opruim en daarna sou daar vir 28 dae gebiedsoperasies in die suide van Angola plaasgevind het. Dit het uiteindelik vroeër opgehou as wat beplan was. The operation commenced with an airborne and artillery assault supported by mechanized ground forces attack. Despite heavy resistance from planned fighters and unexpected confrontations with well-prepared enemy positions, SADF troops managed to inflict significant damage on the base infrastructure and seize large quantities of weapons and intelligence. Uit hierdie aanval is daar ook duidelike lesse geleer vir latere aanvalle soos Protea en daarna, wat die volgende jaar plaasgevind het. Die Suid-Afrikaanse magte het eerstens moeilike terrein ondervind, hewige gevegte en konfrontasies beleef van die talle vyandelike aksies talle vyandelike aksies in die gesig gestaar. Verskeie Suid-Afrikaanse soldate het al lewens in die operasie verloor en hul moed en toewyding onder die uiters uitdagende omstandighede bly 'n bewys van hulle pligsbesef. Die commemoration of die legacy, die herdenking en die verering van hulle nalatenskap, wil ek net so vinnig praat oor trauma. En ons het
almal al gepraat daaroor, ons het almal traumas in ons lewe beleef. Ons het dit gedeel met mense. En die trauma wat ons almal beleef, kon die meeste van ons dit verwerk en kon ons in die samelewing voortbestaan en self wees. Ons moet net een ding onthou, ons is niemand is dieselfde nie. Ons verwerk trauma op verskillende maniere. En ek wil graag 2 name uitlig vandag. 2 van my peloton se troepe. Wat hulle geestelike en hulle sielkundige trauma wat hulle beleef het, kon hulle nooit eintlik regtig verwerk. En het hulle vir die res van hulle lewens, tot en met hulle dood, was hulle op permanente medikasie. Dit was Willem Borman, my gunner. Hy is vroeg oorlede in 'n motorongeluk, maar hy was op medikasie. En dan die laaste ou wat ek kon noem is Chris Raats. Chris Raats is op 16 Mei verjaar oorlede. En Chris het nooit regtig 'n normale lewe gelei. Hy was op medikasie, sy ouers het hom opgepas en ek sal graag vandag die geleentheid as ek 'n krans lê ter nagedagtenis aan die 13 ouens wat dood is tydens Smoke Shell, gaan ek 'n krans lê oor ten opsigte van daai 2, maar ook ten opsigte van al die ander van ons mede-ouens wat deel was van sessie 1, wat sedertdien ook oorlede is. Chris se afsterwe het my weer eens geruk om te besef die opoffering, die geestelike trauma en die dra van die herinneringe van daardie dag. In Chris se geval het verskeie instansies om by gestaan, dominees, dokters, eenmal die hospitaal in Potchefstroom, militaire hospitaal in Potchefstroom. En ek wil graag almal bedank wat deel was, Sessie en Meg Veterane Vereniging. Hier is mense vandag hier teenwoordig wat ook bydraes gelewer het om na hom te kyk in sy laaste jare, om hom net warm, veilig en om te kan oorleef te hou. On this day we remember the courage, the sacrifice, the resilience of those who fought in Operation Skeptic, their actions, whether in battle or in support roles that form an integral part of our military history. We also recognize the lasting impact the border war era on soldiers, families, and communities on all sides of the conflict. In honoring those who served, we commit ourselves to fostering peace, understanding, and the responsible remembrance of our country's complex past. May the memory of those lost in Operation Skeptic Smoke Shell endure, and may their sacrifice continue to inspire future generations towards unity, reflection, and the pursuit of lasting peace. Generaal Constant Viljoen se sprekende woorde wat hy op 'n slag geuiter het, en ek kan amper sê generaal Patton van Amerika het soortgelyke woorde al geuiter. You have never lived until you have almost died. And for those who fought for it, life has a flavor the protected will never know. And then lastly, to our brothers, their courage will never be forgotten. Okay, ek so 'n bietjie treurig geraak, jammer daarvoor. Ek gaan die name uitlees, is dit volgende op julle? Ja. Net so 'n bietjie in die skaduwee staan, dat ek net 'n bietjie beter kan sien en so. Okay, eerstens, Ratel 20, Stanemag, Luitenant Hannes de Tooy. Ratel 21, Peloton AK, Rifleman François Joubert, Loubser, Piet Joubert, Rifleman Venter. Ratel 21 Alpha, Gert Kemp, and Rifleman Johan Fourie. Call sign 21 Charlie, Corporal Paul Kruger, Rifleman Steve Cornier, Rifleman Pete Warrener, Rifleman Frank Lello, Rifleman Michael Leitz,
Rifleman Robert DeVito, and Rifleman Andrew Madden. Later, I also know of others that died since. Was Willem Borman, as I mentioned, Chris Raats, and Potty Potgieter, and Taffy Hartang, also from Platoon 1 Bravo Company. Thank you. Paul, dankie. Baie gepaste boodskap. No, yeah. I'm getting around. Derek Comrie. Albert Dodson. Annie van der Walt. Terrence, have you got a field Macy? You got, okay. And that's it. Thanks. Ja. Ek, Dippies, Johannes Martinus Dippenaar, het 'n behoefte van my hart om die gebeure van 10 Junie 1980 met u te deel. Daar's verskeie persone wat my hieroor gevra het en elke keer het ek besef dat dit my plig is om met u gedagtes te deel. Kortom, is my gesondheid nie reg genoeg om in ook met besondere daaroor te praat nie, en daar is talle ander individue wat breedvoerig sal kan deel in hulle ondervinding. Smutsel herinner my eens aan die uitdagings van niks, wat beteken niks, geen basis of blyplek, geen veguitrusting, ratels, panser, artillerie, geen genie en logistiek, wat in Novemberland gereed was vir gevegte nie. Op Oshakati is een kamer as hoofkwartier vir die bemanning van 3 persone toegewys. Oshawello is geken as toekomstige basis wat uiteindelik om 'n TA-61 legbataljongroep hoofkwartier geword het. Soldate van alle korpse het daagliks gearriveer en gevra waarheen, want hulle is bestem vir 61 leg. Wanneer daar in Junie 2016 teruggedink word aan spesifieke gebeure in 46 jaar gelede, na die datum 10 Junie 1980, is daar vele gedagtes en herinneringe, sommige aangenaam en ander sleg. Ek glo by die meeste van ons is daar 'n positiewe gebeure waarvan daar baie is. Soos elkeen wat nou luister en met my eie gedagtes worstel, goed of sleg, is daar een uitstaande aspek. Ons was daar. Moontlik nie fisies teenwoordig nie,
maar in gees wel, want jy het nou hier en deel in hierdie herinnering. Hierdie herinnering van positiewe en trotse uitkoms. Kom ons vereenselwig by hierdie uitsonderlike gebeure jare gelede in besonder mekaar onder goeie en slegte situasie. Die bywoning van hierdie geleentheid met herinnering aan Smokeshell maak ons trots en dra ons by tot samehorigheid. Mag elke verkelling of storie waardeer word en ons steeds betrokke en met positiewe deelname inspireer. Dankie aan elke leier wat help meegewerk het dat die verlede, veral die Bosoorlog, nie vergete raak nie. Betrek die jeug tot begrip en betrokkenheid. En laaste wil ek dankie sê aan die organiseerders van die Smokeshell herdenkingsdag. Ons wil die organiseerders loof vir hulle inisiatief. Elke lid teenwoordig, sommige van ver. Spesiale dank aan HP en Pia Ferreira vir die voorbeeld wat julle onder moeilike omstandighede stel. Mag julle geseënd wees. Ons bede gaan met almal van julle. Baie dankie. And just when he thought he got left out. Gesegde ontstaan. Hulle praat van jou in die volksmond. Praat ou mens oor goed, maar in die 6-1 mond het daar gesegde ontstaan in Angola. En dit was wie sou kon sê. Who would have said dat ons na 45 jaar, dis nou verlede jaar, daar weer sou kon staan, soos wat julle 42 jaar gelede daar was. Dit was amazing, dit was onbeskryflik. Ek wou nie gaan nie, my maters het my omgepraat, dis ek sal net een aan daar slaap, die 10de. Hulle het my naderhand omgepraat om 3 ander daar te slaap. En die laaste aand, toe staan daar 'n paar manne daar by die vuur en ek stap soontoe. En die ene kyk my so, hy sê, Martiens, weet jy wat? Ek wil nie huis toe gaan. Ek wil nie huis toe gaan. Ek wil hier bly. En om dit te kon sê, daar, wie sou kon sê dat daai woorde uit een van ons kamerade se monde sou kom. Dit was 'n belewenis wat jy nie met geld kan koop nie, wat ek nie kan beskryf nie. Die ouens wat saam met julle daar was en saam met ons daar was, het die twee groepe se gees het verskil. Die feit dat julle daar was, baanbrekerswerk oopgemaak het, die monument reeds daar was, het 'n groot platform vir ons geskep om net rustiger kon inbeweeg. En ja, jy het gepraat van healing, daar het baie healing plaasgevind. Daar het goed plaasgevind wat ek dink nie mense in woorde kan aan mekaar sit nie. Dis hier binne. Want tog is ons 'n siel wat in 'n liggaam woon wat 'n gees het. En daai 3 dimensies verstaan ons nie altyd nie. Dan voor ons nou by die kraanslegging kom, net so 'n bietjie humor. Wie sou kon sê dat julle wat vandag so lyk, ons wat so lyk, hoe het julle 46 jaar terug gelyk? Net vir julle vrouens en familie sê, lean, mean, fighting machine. Dis 'n ander storie. Ek het in my baadjie gepas. Ek ook, 'n baie kleiner baadjie met 'n kraan het. Nee, maar dit laat nou terugdink en ek het gister vir iemand gesê, die generaal, ek weet nie of dit Patton was of wie ook al nie, wat die Pacific War gedoen het, toe alles nou klaar is, toe vra ek sit hy by 'n perskonferensie en dis nie ou wat baie veel woorde gehad het, en hy vra hulle van hom, wat was die beste, mees gevaarlikste, potentste wapen in jou arsenaal, wat jy gebruik het, om die Japaneese te kon dwing, om oor te gee. En almal het gedink, hy gaan sê, daai 2 atoombomme. Die hele wat sy woorde, en party van julle ken dit. Toe sê hy, a 19-year-old pissed off Marine. En die ouens kyk om, hulle verstaan nie wat hy sê nie. Hulle sê, General, can you please explain? Hy sê op 19 jaar, is die meeste ouens nog nie getroud nie. Jy vat hom, jy lei hom op, hy kom in 'n dissipline en hy kom in 'n
in 'n brothership. Hy gaan na 'n plek toe wat hy nie ken nie. Hy begin oorlog maak. Sy beste pel, sy buddy, sy chom word laas om doodgeskiet. Hy sê daai is jou gevaarlikste soldaat. En daar's min mense wat daai terminologie sal kan verstaan. Maar ons wat hier staan, weet presies waarvan hy daarvan praat. Die dag toe ek dit hoor, loop die traan oor my wang. Nie moet ek gelag het vir sy kommentaar, maar die waarheid binne daar gesê. So en dit is die onderling. Die onderling is nie net vir ons kamerade wat ons afgestaan het, maar ook vir mekaar. En wat generaal Dippenaar daar gesê het vir die ouens wat die reëling tref, wat agter hierdie goeie staan. Ons wat van buite af kom, is so 'n ongelooflike voorreg. Was dit om 'n lid te wees van Klap Komitee. Van min goed lid in my lewe, maar ek kan met trots sê ek's 'n lid van Klap Komitee. En dit is so fantasties om te sien hoe julle dit dra. En net weer om vas te maak vir gisterand. Jy het nou 'n regtig bietjie erg panser daar te kere gegaan net tussen ons, maar in elk geval. In my diepste hart is ek bly dat ons hierdie in die panservaandel kan sit, want die infantry, one side, het ons in die steek gelaat, soos Brent met ons gisterand gedeel het. En dit is 'n baie goeie veilige plek, en veral met die museum. Van ons het gister die voorreg gehad om die museum te besoek. As jy dit nog nie gedoen het nie, asseblief doen dit. My oë het oopgegaan, gister toe ek my panserskool inry, en gesien hoe netjies die plek is, en dit wat die ouens daar doen. Daar is ouens wat gedien het, wat in hulle vrye tyd gaan, om die museum op te bou, en dit is amazing. Ek sit verder op kop, om daai masjiene te sien, en die toerusting wat daar is, te sien hoe die masiele wat mense, dit is 'n belewenis. Dankie Gerard dat jy dit geïnisieer het, maar nie dankie dat jy dit swak organiseer. Ja, baie dankie Gerard. Dit was ongelooflik. Right, ons gaan nou begin met die kraanslegging. Paul gaan ek gaan net eers vir julle sê hoe dit gaan volg. Paul gaan eerste wees vir those killed in action. Om Pieter Blans gaan dan 1 vir 32 bataljon lê. Dippies gaan namens van generaal Dippenaar. Vir ons bly dit altyd kommandant Dippenaar doen. Nicole Dixon gaan dan doen vir women who lost sons and brothers. Catherine Leary in the memory of those who have passed away since the battle. Paul Bester on behalf of Klap Komitee. Graham Dixon, Nicole se man, namens 61, want hy is 'n 61 member. Die dag toe ek hoor, haar man is eintlik 'n 61 persoon. Toe was dit 'n groot blessing hoor. Gerard van Rooyen vir 1 SSP. Ukasi Skuman kan dit nie maak nie, so ek sal die one-side een hanteer, en dan gaan Catherine net weer kom en 'n spesiale ding doen hierso wat ons gaan aankondig. So ek gaan julle nou uit
are you going to do the talking work? Yeah. Catherine's brother Stuart was in my rifle at Smoke Shop. He passed away early last year from cancer. Catherine joined us on the trip to Angola last year, and she would just like to lay a portion of his ashes here today. Attention! Okay, ons gaan 2 minute stilte nou hou. Ekskuus. Ek gaan ook almal vra. Ek gaan my rug na julle toe draai. Dan sal die Here ons afmaak. Alright, salute! Attention! Break ball out!